Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Wanneer God sy ore vir ons heilige skouspel toestop en hierdie is episode 15 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Stel jou 'n luukse operahuis voor waar die akteurs met absolute skynbare passie sing oor opoffering, pyn en die bereidwilligheid om vir 'n groter saak te sterf. Die gehoor is in trane, die applous is oorverdowend en die emosie hang dik in die lug. Maar die oomblik wanneer die swaar gordyn val, vee die sangers hul kunsmatige trane af, kla oor die gehalte van die etes in die kleedkamers en stap terug na hul gemaklike, onaangeraakte lewens. Dit is die presiese ongemaklike spieël van die moderne westerse aanbiddingskultuur. Ons het meesters geword van die verhoog, maar totale vreemdelinge vir die altaar. Ons skep 'n kunsmatige omgewing waar ons dink dat as ons op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke uur, na 'n spesifieke gebou kom om na 'n professionele vertoning te kyk, ons geestelike plig nagekom het. Ons sing die mees radikale lirieke van totale oorgawe met oë wat toe is en hande wat hoog gelig is, maar ons harte bly veilig agter die mure van ons eie selfsug opgesluit. Die Here is egter nie op soek na goue keel akteurs wat hom met emosionele klankgrepe probeer beïndruk nie. Hy soek na geaktiveerde disippels wie se daaglikse wandel ooreenstem met die belydenis van hul lippe. Wanneer ons aanbidding tot 'n weeklikse uur beperk word, is dit nie meer geloof nie. Dit is bloot teater. Die sleutelvers vir vandag kom uit Matteus 15 vers 8. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Die oordenking vir vandag: die skynheilige en pynlike anatomie van leewoorde. Daar is 'n hardnekkige, dog misplaaste geloof in die moderne kerk, dat wanneer duisende mense in 'n saal saamtrek om 'n emosionele aanbiddingsaand te beleef, daar outomaties 'n massiewe koninkryksoorwinning behaal is. Hierdie siening openbaar egter 'n diep teologiese misverstand van wat ware aanbidding behels. Ons het aanbidding gereduseer tot 'n vermaak-georiënteerde formule. 'n heilige plek, 'n heilige uur en 'n heilige ritueel wat deur 'n professionele orkesleier in skinny jeans bestuur word. Hierdie uiterlike vertoning skep dikwels 'n indrukwekkende rookskerm wat die absolute oppervlakkigheid van ons passiewe lewens moet wegsteek. In Jesaja 1 spreek God hierdie presiese godsdienstteater met skokkende felheid aan. Die mense van Israel het getrou na die tempel gekom, die heilige tradisies onderhou, al die regte offers gebring en 'n reuse geraas met hul vrome liedere gemaak. Hulle het dapper aansprake gemaak oor hul liefde vir God, maar hul daaglikse praktiese optrede het hom ten diepste weerspreek. Dit is die skrikwekkende definisie van skynheiligheid, om morele standaarde en geestelike oortuigings met jou mond te proklameer, terwyl jou daaglikse gedrag daardie einste woorde blaatant ignoreer. God se reaksie op hierdie hol fasade is onverskrokke. Genoeg met die voorgee. Ek is siek vir julle raserige liedere, julle uitspattige beloftes van toewyding en julle vrome vergaderings. Hy eis nie nog groter konferensies of beter beligtingstelsels nie. Hy eis gehoorsame aksie te midde van die samelewing. Aanbidding is nie 'n geïsoleerde emosionele ervaring van 1 uur op 'n Sondag of tydens 'n naweek wegbreek nie. Dit is 'n omvattende leefstyl. Dit word gevind in die manier waarop ons die verdruktes help, geregtigheid soek, die stemlose verdedig en aktief as doeners van die woord funksioneer. Ek het 'n tydjie gelede hand aan hand met 'n paar arbeiders van een van Suid-Afrika se baie bekende evangeliese kerke gewerk. Ons het vroeg op 'n maandagooggend voor ons dag begin het, saam 'n
koppie koffie geniet en net gesels oor die woord en wat voorlê vir ons week. Wanneer ek hulle gevra het, wat lê voor vir hulle, was hulle antwoord altyd, breek en bou. Hulle moes gereeld week in en week uit, al ewig iets op die kerk se verhoog afbreek, om weer iets te bou vir die volgende Sondag se tema en vertoning. As hulle nie gebreek en bou het nie, moes hulle of die verhoog en die vensters weer pikswart verf, die groot Jumbotron skerms regmaak, of hulle moes die flikkerende ligte en rookmasjiene herposisioneer vir die volgende show, soos hulle dit genoem het. Ek was nie verbaas dat hierdie arbeiders van die kerk die Sondagdiens 'n show genoem het nie, want dit is presies wat dit is, en dit is ongelukkig hoe die wêreld daar buite die kerk sien. Maar wat vir my skokkend was, oor hoe hierdie arbeiders die kerk ook gesien het, was dat hulle sonder skroom gesê het, dat al wat die show nodig het, is dat die plekaanwysers kaal bolyf tussen die kerkgangers beweeg, sodat die kollektegeld in hul onderklere gestop kan word. Wel, as dit is hoe mense van buite die kerk dit aanskou, dan het ons totaal en al die plot gemis en sidderek om te dink hoe Jesus Christus oor dit moet voel. Want sy kerk het in niks anders as onheilige skouspelaanbidders ontaard nie. Ek is seker dat as hy in vandag se moderne kerke instap, sou hy al wat 'n koffiekroeg of boekwinkel se deure afgeskop het en die tafels omgekeer het. Want vandag se kerke het presies in die tipe onheilige tempels ontaard waarteen hy so ernstig beswaar geneem het in Matteus 21 vers 12 tot 13, waar hy sê, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Hierdie realiteit is 'n duidelike teken dat ons soms nie nog 'n geleentheid nodig het om bloot ons emosies uit te druk nie, maar eerder 'n ferm skop onder die agtersteewe. 'n Ongemaskerde waarheid dat as ons al hierdie wonderlike dinge bedoel wat ons sing, ons ook met die tasbare bewyse daarvan moet opdaag. Die westerse kerk het hulself grootliks bedrieg deur te dink dat vroom byeenkomste die opdrag om sout en lig te wees kan vervang. Ons spandeer al die kerk se finansies en tyd om die kerk engine te olie en te kibbel oor dogmatiese kleinighede, terwyl die wêreld buite die mure moreel vergaan sonder om die ware evangelie te sien en te hoor. Hierdie strukturele oneerlikheid bereik sy breekpunt in die uitspattige hiperbool van ons moderne aanbiddingsmusiek. Ons sing lirieke waarin ons beloof om absoluut alles vir Christus prys te gee, ons hele lewe op die altaar te lê en verklaar dat hy ons enigste verterende passie is. Maar sodra ons by die deure uitstap, hervat ons ons normale, selfgesentreerde roetines asof niks gebeur het nie. Ons maak beloftes aan die almagtige God, sonder om te besef dat hy ons eintlik op ons woord neem. Die meeste van die liedere wat ons sing, is so oneerlik, dat ons dit glad nie sou kon sing, as God ons tot 100% absolute eerlikheid sou dwing nie. Salomo waarsku ons in Prediker, dat dit oneindig beter is, om glad nie 'n belofte aan God te maak nie, as om 'n belofte te maak, en dit dan om gerieflikheidshalwe te verbreek. Ons kry geen geestelike punte deur vir ons Skepper te lieg, deur middel van mooi melodiese frases nie. Die volgende keer wat ons 'n diens of konferensie verlaat, met die gevoel dat ons uitgedaag is, moet ons onsself dadelik afvra, watter spesifieke praktiese aksie ons gaan neem om daardie uitdaging te leef. As ons nie gereed is om die lirieke met ons lewens terugsteun nie, moet ons ophou om dit te sing. Ons moet die maskers afgooi, radikaal autentiek word met God en mekaar, en begin leef soos mense van die weg. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd van emosionele selfbedrog is amptelik verby. Die volgende keer wanneer die musiek in die heiligdom jou emosies aanwakker en die lirieke op die skerm
jou uitdaag om totale oorgawe te beloof, vra jou gees om vir 'n oomblik stil te staan. Kyk na die woorde wat oor jou lippe rol en weeg dit op teen die integriteit van jou daaglikse skedule. God soek nie mense wat pragtige leuns vir hom sing om hul eie gewete te sus nie. Hy soek gelowiges wat die moed het om stil te bly as hulle lewens nie met die teks ooreenstem nie. En wat dan uitgaan om hul harte te laat verander. Wysheid en transformasie word nie in die kunsmatige ekstase van 'n skare gebore nie, maar in die gehoorsame keuses van jou gewone lewe. Neem die laaste waarheid wat jou emosioneel geraak het en stroop dit onmiddellik af tot een konkrete, ongemaklike aksie-item vir hierdie week. As jy gesing het dat Christus jou alles is, gaan kyk waar jou finansies, jou tyd of jou gerief opgeoffer kan word vir iemand wat in die loopgrawe van die lewe swaar kry. Moenie toelaat dat jou geestelike lewe bloot 'n opeenvolging van goeie gevoelens bly sonder enige praktiese opvolg nie. Laat ons as gelowiges 'n splinternuwe kultuur van radikale, deursigtige autentisiteit begin bou. Laat vaar die vrome maskers wat ons so dikwels in die kerkbanke dra en wees eerlik oor jou eie onvermoë om die opdragte alleen na te kom. Vind 'n mededisipel, kyk hulle in die oë en sê, ek wil ophou om leë retoriek te sing. Help my en hou my aanspreeklik, sodat my geloof daadwerklik dade van liefde word. Wanneer ons ophou om godsdienst te speel en die harde, eerlike pad van daaglikse vakleerlingskap loop, sal ons lewens uiteindelik die unieke en kragtige aanbidding word wat die wêreld transformeer. Kom ons bid saam. Here God, ek staan vandag voor U gestroop van al my pragtige godsdienstige woorde en melodiese fasades. Ek bely met diepe berou dat ek U so dikwels bloot met my lippe geëer het, terwyl my hart en my daaglikse keuses myle ver van U af was. Ek het my skuldig gemaak aan die growwe skynheiligheid om liedere van absolute oorgawe te sing, net om by die deure uit te stap en my lewe op my eie terme voort te sit. Vergewe my dat ek U teenwoordigheid as 'n emosionele teater gebruik het om my eie selfsug te kamoufleer. Here Jesus, ek wil nie meer deel wees van raserige byeenkomste wat U Gees walg omdat dit nie vrug dra nie. Ek bid vir 'n radikale reiniging van my motiewe. Gee my die integriteit om my mond te hou wanneer my lewe nie ooreenstem met my belydenis nie. Gee my daardie ferm skop in die agtersteewe wat my uit my passiewe traagheid sal dwing na die plekke waar U waarheid hande en voete kry. Laat my aanbidding nie meer aan 'n uur of 'n gebou gekoppel wees nie, maar sigbaar word in my daaglikse gehoorsaamheid aan U weg. Maak my vry van die vloek van leë retoriek en goedvoel godsdiens wat geen houvas het nie. Ek wil U begin dien te midde van die stikkende samelewing, deur die verdruktes te help, die stemlose te verdedig en my lewe as 'n lewende offer te gee. Help ons as U gemeente om die kunsmatige vertonings te stop en terug te keer na 'n autentieke, eerlike gemeenskap waar ons mekaar help om U opreg te volg. In U heilige, deurdringende naam. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Prediker 5 vers 3 tot 4. As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Hierdie deurdringende wysheid van Salomo tref die absolute kern van die oordeenking se waarskuwing teen die uitspattige hiperbool in ons moderne lofsange. Dit herinner ons daaraan dat die almagtige God ons woorde en beloftes in die weegskaal plaas en dat hy geensins beïndruk is met emosionele uitsprake wat nie met praktiese gehoorsaamheid
opgevolg word nie. Hierdie teks dwing ons om met diepe eerbied en versigtigheid voor God te nader en te besef dat leebeloftes niks anders as geestelike dwaasheid is wat ons verhouding met die Here skade berokken. Die volgende vers kom uit Amos 5 vers 23 tot 24. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie, maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Hierdie profetiese uitspraak ekho die teologiese gewig van Jesaja 1 wat in die oordenking gebruik word. Deur te bewys dat God aktief sy ore toestop vir die musiek van 'n selfvoldane dog ongehoorsame volk. Die Here stel nie belang in die estetiese kwaliteit of die emosionele produksie van ons lofprysingsaande as dit losgemaak is van 'n leefstyl van sosiale geregtigheid en morele integriteit nie. Dit verduidelik aan ons dat die enigste aanbidding wat geestelike waarde dra, die belydenis is wat vloei uit 'n lewe wat prakties besig is om God se geregtigheid op die grondvlak te vestig. En dan die laaste vers kom uit Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hierdie onderhandelbare grenslyn wat deur Jesus self getrek is, ontbloot die dodelike illusie dat verbale belydenis of regte godsdienstige woordeskat gelykstaande is aan redding en ware disippelskap. Dit skakel volmaak met die oordenkingse analise van mense wat die kerkgeleenthede verlaat met slegs leë retoriek op hul lippe, sonder om hul lewenspatrone te verander. Die teks dwing ons om te besef dat die koninkryk van God nie gebou word deur diegene wat mooi woordjies spreek of emosioneel reageer op die verhoog nie. Op die ou end tel slegs die radikale uitvoering van die Vader se wil. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.